mense wat gebuk gaan onder 'n arm mentaliteit. 'n mentaliteit van skaarsheid. Nou indien jy so 'n mentaliteit het, sal jy nooit genoeg geld, geleenthede of materiële besittings in jou lewe hê nie. Kyk, ons moet ons ingesteldheid verander na 'n lewe van genoeg en meer as genoeg. Ons moet die Here eenvoudig vertrou op sy woord. Johannes 10 vers 10 leer ons daarvan, wanneer Jesus sê, dit is sy begeerte dat ons 'n lewe van oorvloed sal hê. Dit is die dief wat steel, slag en vernietig. Jesus is die goeie herder en het gekom sodat ons 'n lewe van oorvloed kan geniet. Volgens die wêreldstelsels is die definisie van rykdom geld, gemeet in besittings en 'n goeie bankbalans. Wanneer jy rykdom meet in ander terme, sal jy sien dat daar mense is wat arm in besittings is, maar geestelik is hulle skatryk mense. En sommige wat materieel vermoënd is, maar geestelik bankrot is. Ken jy ook sulke mense? Daar is talle mense wat wag dat hulle omstandighede sal verander voordat hulle gelukkig kan wees. Ware geluk kom egter van binne. Om uiterlike omstandighede te verander mag aanvanklik lyk asof dit werk, maar indien 'n persoon nie bewus is van hul innerlike afhanklikheid van hul Skepper nie, sal die ou vrese en begeertes gou weer terugkeer. Daar is geen manier hoe 'n mens blywende innerlike geluk en vrede kan hê deur slegs besittings nie. Die mite van koning Midas illustreer dit baie duidelik. Hy het geglo dat indien hy ryk sou wees, dit vir hom geluk sou verseker. So het die gode nadat hy met hulle geredekavel het, 'n ooreenkoms met hom gemaak dat waarin hy ook al sy hande sou sit, dit in goud sou verander. So het koning Midas gedink dat hy die beste transaksie ooit gemaak het. Niks sou hom nou kon verhoed om die rykste en die gelukkigste man op aarde te wees nie. Die storie eindig waar Midas die ooreenkoms berou omdat die kos en die wyn in sy mond in goud verander voordat hy dit kon sluk, en so het hy gesterf omring met goue borde en koppies. Die sielkundiges, psigiaters en dokters se wagkamers is vol suksesvolle en ryk mense. En hulle word daagliks ontnigter deur die feit dat materiële besittings nie 'n waarborg is vir geluk en gemoedsrus nie. Ware geluk is om God te ken.